Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Net waar ons kom, is mense besig om te praat oor nuwe jaar voornemings. Wat gaan ons hierdie jaar doen? Of wat gaan ons anders te doen? Of wat gaan ons nie doen? Maar ek wil hê dat jy vanmôre mooi na hierdie boodskap sal luister en dat jy iets by jou nuwejaarsvoornemings lysie sal sit. Ek wil vir jou vra om in hierdie jaar nie te vergeet om te gee nie. Want wie aan die armes gee, leen aan die Here. Dis baie moeilik om in hierdie wêreld waarin ons lewe te gee. Dis moeilik want ons weet nie wie kan ons vertrou nie. Ons weet nie wie gaan dit reg gebruik nie. Wie gaan dit wat ons gee ten goeie gebruik en sjoe. Ja, jy weet waarvan ek praat. Ons is bang om te gee want ons is bang mense met dit wat ons vir hulle gee, gaan hulle misbruik en dan hou ons hand terug en sê, "Sjoe, ons gaan eerder nie gee nie want ons is bang om te gee. Ons is bang mense gaan dit misbruik." Maar Spreuke 19 vers 17 sê, "Wie oor die arme ontferm, leen aan die Here en hy sal vergeld." Dit kom daarop neer dat die Here sê gee vir die armes. Gee vir die wat dit nodig het want dan is jy besig om 'n deposito in die hemel te maak en die Here sal dit vir jou teruggee. Miskien gee jy nou en jy sien niks resultate nie. Toe jy jonk was, het jy gegee en jy het bly gee en vir die armes gesorg en ek wil jou vandag beloof dat wanneer jy oud en grys word, sal die Here ook dit wat jy vir ander gedoen het, teruggee vir jou en sal God vir jou gaan sorg. God verklaar homself as die skuldenaar. En God sal niemand iets skuld nie. As jy die armes gegee het en vir hulle gesorg het, sal die Here vir jou sorg. Maar nou wil ek aangaan. Hy sê saai jou saad in die môre en hou jou hand nie terug nie. En na my eie woorde, want jy weet nie watter saad gaan opkom nie. Met ander woorde, ek en jy moenie net op een plekkie saai en een keer saai nie. Hy sê saai in die môre en saai in die middag en saai in die aand. Saai oralste waar jy kan, want ons weet nooit watter oes in goeie grond val nie. Ons vra maklik, gaan dit werk? Verdien hy dit? Gaan ek 'n oes kry? Die Here sê nee, ek sal besluit. Saai jy net, gee jy net en die Here sal sorg dat dit met jou sal goed gaan. Sommige saad bring onmiddellike vreugde, ander eers later. En moenie omdat jy nou geen opkom sien, ophou nie, want die Here sal vir jou sorg wanneer jy dit die nodigste het. Galasiërs 6 vers 9 sê, ons sal oes op die regte tyd as ons nie moet opgee nie. Hoekom moet ek saai? Matteus 25 vers 40. Want wanneer jy die geringstes iets gee en aan die geringstes iets doen, het jy dit eintlik aan die Here gedoen. Mag dit jou fokus wees om te weet dat ek en jy dit wat ons saai en dit wat ons doen nie vir mense doen nie. Nie vir iemand doen nie. Nie doen om gesien te word nie, maar dat ek en jy dit aan die Here doen. Mag jy in hierdie nuwe jaar saai oralste waar jy kom, sodat jy die vreugde van die oes kan sien.